Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, as ons vanoggend kom stil word voor U aangesig, dan is ons diep bewus van U wat hier is vanoggend, ons wat afhanklik is van U, U wat ons elke dag dra, U wat ons ken in elke fynere detail. Here, U weet wat is dit wat vanoggend in ons harte en ons gedagtes leef, en ons kom lê dit vanoggend voor U neer. En ons kom vertrou dit aan U toe en ons vra dat U ook daarin sal rus en vrede sal uitkoms gee, Here. U weet wat het ons elkeen nodig. Here, dankie dat ons vanoggend spesiaal vir ons moeders kan kom intree. Ek wil kom dankie sê vir elkeen wat 'n moeder is, wat 'n moederlike rol vertolk in die gemeenskap. Dankie dat U hulle toerus, hulle bystaan en krag gee elke dag, om ook dit te doen tot eer van U naam. Ons weet dit is nie altyd maklik nie, Here. Daar is baie keer uitdagings om moeder te wees. Maar dankie dat ons kan weet, Here, die oorsprong daarvan lê ook in U, as dit kom by die liefde. Want U is self liefde. Here, en mag ons ook iets daarvan vanoggend begryp in die erediens, van U liefde wat ons lewe kom bepaal, en hoe ons dit ook uitleef na mekaar toe. Ons vra om U seën vanoggend, as ons saam die woord oopmaak, dit saam gaan lees, dit gaan oordink, daar saam gaan praat, Here, wil ons U vra dat U ons ook daarin sal lei deur die Heilige Gees. Here, help ons om vanoggend iets saam met ons te kan vat die week in. Mag ons weer is waar, is eg, want is U woord. Here, dankie vir U liefde en U genade, dat ons daarin kan deel met mekaar, dit kan uitleef na mekaar toe elke dag. Aan U kom die eer en die heerlikheid toe. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Petrus hoofstuk 3, vers 13 tot 18. Dominee Theo het julle goed besig gehou met Petrus die afgelope tyd. So, toe Petrus oor my pad kom, toe dink ek, dit sal goed wees, dat ons nog in Petrus bietjie tyd spandeer. Maar 1 Petrus 3, vers 13 tot 18, is welkom oop te maak, of dan saam te volg. Die opskrif van hierdie gedeelte is, dit is goed, of nee, jammer, dit is 'n voorreg, om te ly vir wat goed is. En dit klink baie negatief eintlik, maar as ons hierdie gedeelte gaan lees, dan is dit nie eintlik negatief nie. Dan kom daai voorreg eintlik baie meer na vore, as wat die lyding na vore kom. Kom ons lees dit saam. Wie sal julle kwaad aandoen, as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees, of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees, vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit in beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daar skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir ons sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Ons lees tot sover. Al die kinders, ons tieners, julle kan ook vorentoe kom as julle braaf is vanoggend, maar almal kan vorentoe kom, ons gaan met mekaar gesels hiervoor. Die tieners wat nie braaf is nie, jou ma moet elke dag braaf wees om met jou huis te hou. So kom.
Ek word erger dreigemente vir tieners. Hulle is eers bang daarvoor. So almal wat die lig-app doen, ons het werk met ons tieners. Hulle is baie bang. Ons moet hulle bietjie laat ontdooi van vandag af asseblief. As ek hulle weer vorentoe nooi. Hoe gaan dit met julle? Wie doen nog sport? Steek bietjie hande op. Goed. Nee, ek kan sien op Facebook julle is bedrywig. Hou julle dit nog? Is julle al moeg? Soek julle al 'n vakansie? Nee, julle nog bietjie uithou. Goed. Het julle al vir ma gesê gelukkige Moedersdag? Ek hoop nie een van julle het vergeet nie. Dan is julle in die moeilikheid. Maar ons gaan so 'n bietjie by dit stil staan vanoggend. Wie kan vir my sê wat maak 'n kombers? Kom, vat 'n raaiskoot. Hoekom trek ons 'n kombers nader? Ja? Vir warmte, né? As ons koud kry, gaan haal ons 'n kombers. Want dit maak ons lekker warm. Wat maak 'n kombers nog? Hoe voel jy as jy 'n kombers oor jou sit? Ja, gevoel as jy 'n kombers om jou trek en goeders, dan voel jy veilig. Nee, jy voel beskerm. En meeste van die tyd as ons 'n kombers om ons sit, dan word ons beskerm teen die koue. Nee. Goed. So 'n kombers is nie maar net 'n item wat ons van vergeet nie. Ons word vinnig nou herinner, nou dat die winter kom, 'n kombers is iets wat ons nodig het. Stem julle saam? So onthou die kombers. Dan, wie wil 'n raaiskoot vat? Wat is daar aan die linkerkant? Kom ons kyk of julle kan regraai. Gaan jy braaf wees, Christen? Ja? Nee. Ek kan dink dit is nie, maar is nie sneeu nie. Dis sag. Iemand is nou weer skerp, né? Ja, dis 'n bolletjie watta. Ons gebruik dit gewoonlik om wonde skoon te maak, of as ons bloed skenk, of ons gaan trek bloed, dan word dit so op die plekkie waar die naald is gesit. Daar word partykeer vir ander redes ook wattatjies gebruik, maar onthou so 'n bietjie die wattatjie. En dan die pleister met 'n hartjie, nou waarvoor gebruik ons pleisters? Ja? Ja, daar waar ons seer gekry het, maak ons toe, nee, dat ons nie weer daai eina stamp, en dit weer seer van vooraf nie. Nee. Goed. Nou, maats, lyk dit vir julle bekend? Beleef julle mamma partykeer so? Meeste van die tyd so. Nee. Stem julle saam? 'n Mamma kom doen daai 3 goed wat ons na gekyk het vandag. Mamma is 'n kombers wat warmte gee. Wanneer ek nie lekker voel nie, wanneer ek hartseer is, wanneer dit voel die lewe raak te veel, dan kom mamma en sy druk my en dit voel soos daai kombers wat vir my warmte gee, wat my veiligheid gee, wat my beskerm. Nee. Maar daai wattabolletjies, sien julle daar op die hartjie, die wattabolletjies. Mamma is ook die een wat sag na my toe kom. Wat kom luister. Wat kom belangstel, wat omgee, nee. En dan die pleisters. Ons hardloop gewoonlik met ons seer eers na ma toe. Soos ons ouer word, raak dit pa. Want dan raak dit krisisse. As jy ouer is, dan is dit krisisse. So dan bel jy vir pa en pa moet plan maak. Goed. Maar julle sal dit nog nie weet nie. Die tieners sal dalk al nader daaraan wees. Sien die ouers te skittelik op, so hulle weet waarvan ek praat. Goed maat, so vir vandag dink ons aan 'n kombers, 'n watta balletjie en 'n pleister. Maar ek het vir die moeders, en as julle ma's baie oulik is, sal ek met julle deel vandag. Die mamas, ons het regtig nie van julle vergeet nie. As julle uitstap by die deur, is daar vir julle so 'n kaartjie met hierdie prentjie op, met vandag se teks, met ons tema vanoggend, 'n moederhart dra meer as wat woorde kan sê. En as ons vandag met die mamma sal praat in die diens, dan sal hulle sê, dis waar. Ek kan nie baie keer sê hoe ek voel nie, maar ek dra dit saam met my aan die binnekant. So daar is vir julle so 'n kaart om saam te vat, en dan is daar so 'n bakkie marshmallows, verskoon ek kon nie heel varses gekry het nie, maar julle is welkom vir julle van dit te vat as julle uitstap. Dis nie net vir die mamas nie, as jy 'n mamma rol speel vir iemand,
of in iemand se lewe, dan is jy welkom ook vir jou kaartjie met marshmallowtjies te vat. Maar as ons dink aan 'n marshmallowtjie, waar gebruik ons dit die meeste? Nee, nou moet julle skerp wees. Ja, Christian? Okay, hot chocolate, dis een, nog. Waarvoor is ons bekend oor naweke? Wat doen ons? Braai, wat doen ons voordat ons begin braai? Of nadat ons gebraai het, afhangende hoe jy voel. Braai die marshmallows, nee. Goed. Nou, of jy in 'n hot chocolate jou marshmallows gooi, en of jy jou marshmallow in 'n stokkie druk, en jy braai hom, en dan sal iemand hom verkool, of iemand sal hom bruin eet, nee. Daai marshmallow verander vorm, stem julle saam? Daai marshmallow moet homself eintlik bietjie opoffer, stem julle saam? Dat ons die smaak, die lekker van die marshmallow kan beleef. Okay. En deel van 'n moeder is opoffering. Okay. So ons gee 'n teken vir die moeders vandag uit die marshmallow om vir te sê dankie vir die opofferings wat julle elke dag vir ons maak. Gaan julle dit onthou? Goed, en vandag onthou nou ons dieners, julle ook. Dis vandag spoil mamma dag vandag. Nee, so maak hulle dag spesiaal. Julle kan vir julle lekker kry, dan kan julle by ma en pa gaan sit weer. Dis reg. Vir die maat, julle is nou welkom om verder in die preek te luister. Ons gaan 'n bietjie nog meer uitbrei wat ons gepraat het saam. Maar sommer so vir 'n oorgang na die diens toe vanoggend, wanneer ons Jesus se liefde ontvang, kan ons dit ook verander gee. En dit is ook waar as dit kom by mekaar. As ons met mekaar in liefde wil saamleef, moet ons liefde eers leer ken in Jesus. Ons tema vanoggend, daar sê hulle om 'n moederhart dra meer as wat woorde kan sê. Wanneer ons nadink oor 'n moeder, oor die lewe, dan moet ons mekaar sê dat daar sekere dinge in die lewe is wat moeilik is om in woorde vas te vang. Ek het dit nogals beleef my grootword jare en steeds, ek sou steeds regtig baie groot en goed hè. Maar dit kom by iets soos Moedersdag en jy sê nou vir ma, maar geseënde Moedersdag, dan voel dit vir jou partykeer my woorde is te min. Ek weet nie. Daar's baie meer wat in my binneste aangaan wat ek wil sê, maar ek kry ook nie regtig die woorde uit nie. Want ons woorde is maar baie keer beperk. En wanneer ons die liefde van 'n moeder wil beskryf of op 'n manier dit wil oordra aan iemand, dan is dit ook net so groot uitdaging. Want 'n moederhart is gewoonlik 'n hart wat stilweg laste en 'n swaar gewig saamdra, wat niemand sien nie. 'n Innerlike worsteling. As dit kom by haar kinders en haar familie. Daar waar sy wakker lê in die aande en aan haar geliefdes dink in haar gebedslewe. Opofferings wat nie raak gesien word noodwendig nie. Want ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Trane wat stilweg weggesteek word. Baie ma's gaan soek 'n plek eenkant om te gaan huil as alles te veel raak. Hulle doen dit nie vir hulle familie nie. Liefde wat bly gee selfs wanneer 'n moeder self moeg is. Ma's gebruik selden dien ooit die verskoning ek is te moeg. Hulle hou net aan.
Geliefdes, baie van dit wat 'n moeder doen, word nie met groot woorde gesê nie. Dit word geleef en beleef. Die woord, die Bybel kom wys vir ons sulke liefde in die vorm van Christus se hart vir ons. In Christus ontdek ons hierdie liefde wat weerspieël word deur 'n moeder. Petrus kom skryf van die gelowiges en dan word hulle geroep om goed te doen, selfs wanneer dit moeilik is. Om goed te doen, selfs wanneer dit moeilik is. Om met deernis en sagtheid, met liefde te leef in 'n harde, stikkende, deur mekaar wêreld. Dit is ook die roeping binne elkeen van ons gesinne. Of 'n gesin bestaan uit ma en pa, ouma en oupa, daar nog kinders is, daar kleinkinders, daardie roeping bly op ons lewe. Dat ons met deernis, sagtheid en liefde in hierdie harde stikkende en die mekaar wêreld sal leef. En daarom is daar 4 dinge waarby ek wil stil staan vanoggend. Die eerste ene, liefde wat goed doen selfs wanneer dit moeilik raak. Soos gebruik nie moeilik raak as 'n verskoning nie, maar ons sê die liefde hou aan om goed te doen. Petrus vra vir ons in vers 13, wie sal julle kwaad aan en as julle beywer vir wat goed is? Die Christelike lewe gaan nie net oor wat ons sê nie, maar ook wat ons doen. Geliefdes, ons praat nie net geloof en ons oortuiging nie, ons leef dit ook. En dikwels dan kom sien ons dit op 'n besondere manier as ons kyk na die lewe van 'n moeder. Sy hou aan sorg wanneer sy moeg is. Sy gee wanneer sy self min het. Mens beleef dit nog ons baie keer dat dit wat 'n moeder het, sy ook maar nog vir haar gesin of haar kinders gee. Sy dra ander se pyn. Sy hou die huisgesin bymekaar. Veral in tye van siek wees. Want kyk, as 'n kind en 'n pa en almal siek is, nee, dan is 'n ma steunpilaar. Dan moet sy die gesin bymekaar hê. Sy bly lief vir selfs wanneer sy nie altyd waardering ontvang of raak gesien word nie. En ons kinders, ons mans, ons moet vanoggend luister na wat gesê word. Ons moeders het ook nodig om waardeer te word, om raak gesien te word. Om te weet, daar's opofferings wat gemaak word. Dit is nie altyd maklik nie. Maar ware liefde is nie gerieflik nie. Dis 'n liefde wat elke dag opoffer. Wat aanhou. Hierdie liefde kom herinner ons aan Jesus eie lewe. Hy het nie net oor die liefde gepraat nie, hy het hierdie liefde geleef. Waar hy gekom het, waar hy gegaan het, waar hy opgetree het. Kan ons maar gaan kyk, liefde was altyd daar. Hy het nooit homself vervreemd van die liefde nie. Hy het altyd met liefde opgetree. Hy het liefde geleef. In baie huise is dit die moeder se stille liefde wat die vrede bewaar. Wie kalmeer? Ma sê baie keer word bietjie rustig. Dit is nou klaar. Wat wonde help genees. En hierdie wonde is nie net fisiese eienaars wat ons net van gehoor het in kindertyd nie. Dit is ook die emosionele eienaars. Ma moet baie keer die seer aanhoor. Sy help om dit te genees. Om ons kinders veilig te laat voel, maar ook om ons geloof leefbaar te maak. Dit is vir my baie opvallend dat wanneer daar gepraat word oor huisgeloof en huisgodsdiens, daar gesê word, ja, maar die pa is die hoof van die huis en die pa doen dit. Maar as jy mooi gaan kyk wat gebeur in 'n huisgesin, dan begin dit baie keer by die pa, maar die een wat tot uitvoering bring en sorg dat aangaan, is die ma. Die ma is die een wat die geloof brandend hou in 'n familie. Ons kinders, selfs ons mans, onthou nie dalk altyd elke woord nie. Maar ons onthou die gedagte van ek is geliefd. My vrou
my ma is my lief. Die tweede ene, 'n moederhart leef met deernis en sagtheid. Paulus sê vir ons in vers 15, doen dit egter met sagmoedigheid en eerbied. Die wêreld dink dikwels krag beteken hardheid. En dit is baie keer opvallend, want ek dink dis 'n verdraaide waarheid wat die wêreld vir ons voorhou, om te sê krag is hardheid. Krag kan ook lê in om sag te wees. Partykeer praat dit baie harder en baie duideliker as om net hard te wees. God wys vir ons dat ware krag dikwels sag lyk, sag voorkom, met 'n sagtheid aangebied word. Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Die wêreld kom sê vir ons, sagmoedigheid is swakheid. So ons moet ook versigtig wees, vir wie leen ons ore uit, vir die wêreld, of luister ons vir dit wat die woord sê. Hierdie deernis en sagmoedigheid is liefde wat kies om geduldig te wees, wat kies om te luister, om te vergewe, om weer 'n keer te probeer, nog 'n kans te gee, om deurentyd met deernis op te tree. Hoeveel keer sien ons nie hierdie eienskappe in 'n moederhart raak nie? Wanneer sy troos gee, wanneer sy moed in praat, wanneer sy aanhou bid vir haar kinders. So oor baie keer, ek het my knie al deurgebid vir my kinders, en dit hou nooit op nie. Al word jy volwassene, jou ma se knie hou aan om deurgebid te word. En wanneer sy steeds hoop, selfs wanneer dinge regtig uitdagend, swak en negatief lyk. Een moederhart dra dikwels meer as wat woorde kan sê. Besef julle, wat is dit wat 'n moederhart dra? Wat is die gewig wat 'n moederhart dra? Hierdie roeping is nie net vir moeders nie. Die Here kom roep elkeen van ons binne huisgesin op. Ons pappas, ons kinders, ons oumas en oupas, elke eggenoot, om dieselfde gesindheid van Christus uit te leef. Waar begin dit? By die liefde wat Christus vir my en vir jou het. 'n Huis verander wanneer mense mekaar met sagmoedigheid behandel. En die tieners, julle was net saamgenooi vorentoe, julle het gekies om nie te kom nie. Maar hoor hierdie sin weer, 'n huis verander wanneer mense mekaar met sagmoedigheid behandel. Jy as tiener rebel, maak hom met sagtheid na jou toe, daar word nie gestry en beklei en alles nie. Wanneer jy eendag terugkyk, dan gaan jy sê, dankie ma, ek het 'n lewensles geleer sonder dat ek het geweet het. Want mamma het sagmoedigheid bewys. Die derde, liefde vir 'n opoffering. Ek dink ons in Suidrand het 'n nuwe waardering vir water gekry in die week, en ons gaan vorentoe baie meer waardering hê vir water. Maar liefde vir 'n opoffering. Juis om te gee wat jy dalk baie min van het, of wat jy nie meer het nie. Petrus herinner die gemeente in vers 18, Christus het immers ook eenmaal vir sondes gelei. Die grootste voorbeeld van hierdie liefde is Jesus Christus. Waar liefde kos iets, vra iets. Jesus het homself kom gee, nie net gedeeltelik nie, ten volle, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan hê, kan uitsien na 'n lewe in hom. Hy het gevra hy het gedra, maar wat ek en jy nie self in staat was om te dra nie. Daai straf van sonde, daai las van sonde. Hierdie uitdagings wat ek en jy elke dag beleef. Dit alles het op die Here Jesus neergekom en hy het dit in ons plek gedra. Maar dan ook in 'n kleiner, tog kosbare manier sien ons iets hiervan in ouers. Veral as dit weer by die moeder se lewe kom. Sy gee haar tyd, haar energie, baie keer haar slaap. As ek self terugdink, sy taak môre moet in wees en die taak is nie waar hy moet wees nie. Dan gaan slaap pa partykeer.
Mama bly wakker want die taak moet in. So sy help maar, sy oefen haar slaap op. Haar eie behoeftes, sodat die gesin kan floreer. Sodat die gesin op die einde van die dag gedien kan word. Baie van hierdie opofferings word nie raak gesien nie. Ons vat dit regtig as vanselfsprekend. En dit is nie so vanselfsprekend nie. Ons mis dit. As paas, as kinders, dit gaan met ons verby. Maar vir die mammas wil ek vandag sê, daar is iemand wat dit raak sien. Die Here sien jou opregtheid en jou menswees raak. Daarom moet ons as gesin ook leer om dankbaar te wees. Om mekaar weer opnuut raak te sien vir wie ons is binne die huisgesin. Om waardering uit te spreek. Iets so eenvoudig soos 'n dankie. Dit is my baie keer opvallend as ons in die samelewing beweeg, hoe min die woord dankie deesdae gesê word. En wanneer hy gesê word, dan betwyfel ek die opregtheid van die dankie. Maar dan ook om liefde nie net as vanselfsprekend te aanvaar nie. Geliefdes, die samevatting van die wet van God, wat ons in die Nuwe Testament kry is, ons moet God met ons hele hart, siel, krag en verstand lief hê, en ons naaste soos onsself. Liefde is veronderstel om my en jou lewe te wees as gelowige. Maar sien ons dit raak in ons, rondom ons? Liefde wat aanhou gee, dra dikwels in stilte swaar kry. Om liefde te gee is nie altyd maklik nie, maar dit word van ons gevra. Die laaste punt waarby ek wil uitkom, die hart van die gesin moet Christus wees. En hierdie prentjie was my treffend, toe ek 'n prentjie soek om by hierdie punt te sit. In die oomblik saam in gebed, gefokus nie op dit wat voor hulle is nie, maar gefokus op die Here. Die Here wat vir hulle gegee het, wat voorsien het. Die hart van die gesin moet Christus wees. Wanneer ons hierdie gedeelte in Petrus lees, dan wys dit die hele tyd terug na Jesus toe. Wat Jesus gedoen het, wat hy vir ons gegee het, wat hy vir ons gedoen het. Nie een mens kan volmaak lief hê nie. Nie moeders nie, nie vaders nie, nie kinders nie. Ons leer maar elke dag nog ietsie van liefde. En as ons dit reg kry, dan moet ons sê dankie, want is genade uit God se hand. Maar wanneer Christus vir ons liefde gee, wat ons self nie het nie, dan is dit volledige, volmaakte liefde. Wanneer 'n huisgesin naby aan Christus leef, dan groei daar binne in hulle geduld vir mekaar. Word daar makliker vergewe. Leer mense om mekaar te dra. En dit is nie 'n fisiese dra nie. Vir kinders gaan dit dalk 'n uitdaging wees. Maar mekaar geestelik en emosioneel te dra. En word die liefde sterker en sterker en die selfsug al hoe swakker in ons lewe. Die mooiste gesinne, en ek weet mooiste is dalk nie die regte woord om te gebruik nie. Ons elke gesin het sy uitdagings, is nie sonder probleme nie. Ek dink ons gaan ver soek om 'n gesin te kry sonder probleme en uitdagings. Maar die wat Christus leer ken en mekaar liefhet, ten spyte van gebrokenheid, leer ken iets van wat dit is om mekaar te hê. Ek het hierdie ding uit my sak uit al regs. En moeder daar dra meer as wat woorde kan sê. Dis ons tema. Ons waardeer ons moeders vandag. Ons word bietjie bewus van 'n moederhart vanoggend. En ons word bewus van ons woorde wat maar ver te kort skiet. Maar vandag kom herinner die Here ons aan 'n paar dinge. Christus dra ons almal. Ons ma's, ons pa's, ons kinders, ons gesinne. Hy dra die wat moedeloos is. Hy dra die ouer wat moeg is. Hy gee krag.
Hy versterk, hy staan by. Hy dra die moeder wat bekommerd is, wat nie weet hoe lyk die dag van môre nie. Wat na pa moet luister wat negatief is, wat begin hoop verloor. 'n Kind wat oorweldig is deur die skool en die sport en alles wat aangaan. Hy dra daai bekommerde moeder. Hy dra die gesin wat swaar kry. Hy dra die kinders wat leiding nodig het. Ouers, ons kan nie altyd weet waar die kinders is nie. Maar ons moet die Here vertrou om te weet, daar waar ek en jy nie kan wees nie, daar is die Here saam met hulle. En hy sal hulle lei op die regte pad. Met die nodige onderskeidingsvermoë. Want hy beskerm en bewaar hulle, want hy is vir hulle lief. Hy het hulle aan julle toevertrou. Hy sal hulle nie los nie. Geliefdes, omdat hy ons dra, kan ons vanoggend ook vir mekaar sê, hy dra elkeen van ons, tot in die fynste detail van ons lewe. Hy dra ons met sorg, met omgee, met deernis, met opoffering. En bo alles, met liefde. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie tyd wat U vir ons gegee het vanuit die genade om saam rondom U woord na te dink oor die rol van liefde wat ons in U ontdek, maar wat ons ook leer ken in die optrede van 'n moeder. Here, ons weet ons lewe in 'n tyd van gebroke gesinne. So baie keer speel 'n pappa ook 'n mamma se rol. Partykeer is dit 'n mamma wat seer maak. Here, en die uitdagings groei by die dag. Maar dankie dat ons elke keer na U toe kan kom, want U verstaan. U los ons nie. Maar ons wil vanoggend in 'n besonderse manier na U toe kom en vir U vra, wees met ons gesinne. Wees met elke mamma wat haar gesin moet bystaan en deur die liefde moet bedien elke dag. Wees met 'n pappa wat 'n eggenoot moet wees van hierdie mamma. Maar Here, wees ook met elke kind, dat hulle ook hulle waardering en hulle liefde sal terugleef na hulle ma's toe. Maar Here, terwyl ons dit so na mekaar te doen, mag ons elke dag opnuut bewus word van U wat ons ontmoet in ons lewe, wat vir ons 'n volmaakte, opofferende, 'n liefde sonder grense kom aanbied elke dag. Mag ons daarna uitsien, mag ons dit koester elke dag, en saam met ons vat. Here, wees vandag met ons, as ons so saam mekaar gaan tyd spandeer, dalk 'n rustige dag, dalk 'n dag met 'n spesiale ete, dalk net 'n lekker dag verder, Here, waar ons uit mekaar se teenwoordigheid gaan geniet. Wees U saam met ons, Here, en wees U die middelpunt daarvan. Behoed, beskerm, bewaar ons in die week wat voor lê, Here. Mag ons oog op U gerig hou, in watse omstandighede ons ook al mag bevind. Here, want U is die een wat ten volle weet, ten volle verstaan, en wat ons ten volle kan vertrou vir dit wat ons nodig het. Ons bid en ons vra dit, Here, nie omdat ons verdien wat U vir ons gee nie, maar omdat ons besef, Here, dit wat ons is net genade. En mag ons daardie genade wat ons uit U hand het ontvang, ook gaan deel en gaan gee aan ander wat dit nodig het. In U naam bid ons dit. Amen.